kan ons net aan ons staan vir ons hande opsteek. Kom ons sê dit vanmorgen, heilig, heilig, heilig is die Here God, almachtig. Amen. Gooi dit vanmorgen? Halleluja. As die engele dit uitroep, kan ek dit ook uitroep vanmorgen. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die almachtige. Halleluja. U kan die sitplek neem, sodat daarom bly vanmorgen saam met u kan wees en saam met u die naam van die Here groot te maak. Ek is so bly, ek behoort aan die Here. Amen. Kyk gaan vir jou langs jou sê van my, ek is bly jy is hier vanmorgen. Amen. Ek het vanmorgen, terwijl ek vroeg voor die Here leer, die Here het my begin praat rondom die gedagte, het jy die geloof behou? So ek gaan vanmorgen met jou deel, soos die Here dit op my hart lê, en ek wil vanmorgen jou die vraag vraag, het jy die geloof behou? 2 Timoteus 4:7 sê, ek het die goeie stryd gestry, en die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan vanmorgen oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou praat oor, het jy die geloof behou? Paulus kyk hier, skryf van Timoteus, en terwyl hy dit skryf toe, is daar iets wat by hom opkom, wat vir hom sin maak. Wat hy skryf, so ek in die goeie stryd gestry, so hy, wat hy eintlik sê is, ouens, ek het hard genoeg gewerk, ek het my best probeer, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, so ek dink ek is naby aan die plek waar ek die lyn gaan oorstreep, maar ek het nooit die geloof verloor nie. En daarbij toe ek dan begin dink, toe dink ek by myself, ek wonder hoeveel mense is daar, wat baie maal die geloof verloor langs die pad. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan die wedloop hardloop, jy kan die goeie stryd stry, as jy nie die geloof het nie, het jy niks. En daarbij toe ek dan begin dink, toe dink ek by myself, daar is soveel mense wat vanmorgen die stryd stry, daar is soveel mense wat er nou die probleem is, en aan die situasie is, maar ergens langs die pad, het hy dalk sy geloof begin verloor. Nou ek wil vanmorgen jou so 'n bietjie aanmoedig om weer te begin glo. Ek wil vanmorgen jou so 'n bietjie aanmoedig in 'n ander manier, en ek wil jou wys hoe maklik dit is om oor te gee. Jy sien, ek het iets gesê, ek het iets begin beleef in my lewe, dat geloof is nie noodwendig net 'n daad wat ek doen nie, maar dis 'n oorgawe. Dis nie wanneer ek meer in beheer is nie, maar wanneer God in beheer is. Wanneer ek vanmorgen sê, ek glo, dan sê ek eintlik vanmorgen, dit is nie vanmorgen wat ek dink, of wat ek kan redeneer nie, maar wat ek sê is, ek glo God is in staat, om te kan doen, ver bokant, wat ek kan sê, of kan doen, of kan verwag. Amen. Ek sit en kyk in die boek van Markus, en ek sien daar is 'n man met die naam van Bartimeus, 'n blinde man, van geboorte af blind, 'n man wat daar sit, en terwyl hy daar sit, is daar iets wat met hom gebeur, want op 'n stadium kom Jesus verbygeloop, en hy vra van die mense rondom hom, wie is dit wat verbygaan? Wie is dit dat die skare in beroering kom? Wie is dit wat verbygaan, dat die mense praat? Nou ek wil
jy dit gaan verstaan vanmôre, want ons verstaan nie altyd hierdie goed so lekker nie. Dis so goed jy loop in die mall. En ewe skielik kom die Springbokspan daar op jou afgeloop. Het jy al gehoor hoe gaan die mall gons? Daar's daar, hey, dis die bokke, kyk daar Stefan, kyk daar's Faf, en jy weet, ons is allemaal ons daai een ou wat ons van hou, en ons sal allemaal daaroor praat, en terwyl hierdie man langs die pad sit, toe gebeur daar iets, want iemand kom verby, en hy hoor die beroering, maar hy kan nie sien nie. Ek wil hê dit vanmôre verstaan, dat baie keer in ons lewe is geloof of om geloof te behou, om nie die eindpunt te kan sien nie, om nie te kan sien wat God se plan is nie, om nie te kan weet wat God vir ons wil doen nie. Maar een ding het ek vandag verseker besef, en dit is, dat wanneer ek in 'n stryd is, of in 'n situasie is, of in 'n probleem is daar een ding waarin ek kan vashou, en dis aan my geloof. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie, ek weet nie wat die omstandighede is nie, maar ek weet verseker, God sal my nie begewe, en hy sal my nie verlaat nie, hy sal met my tot aan die volleinding van hierdie wêreld toe. Jy sien, dis wanneer geloof so maklik opgee. Waarvan praat ek? Jy kan 2 of 3 keer skree en niks gebeur nie. So waarvan praat jy? Hierdie blinde man sit en hy vra, wie's dit? En hulle sê vir hom, dis Jesus, die Nasarener, wat verbygaan. En wat doen hy? Hy spring op en hy skree, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En niemand reageer nie. Oké, kom ons probeer 'n bietjie harder. Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. And nothing happens. Ek wil dit verstaan vanmôre, want baie keer in ons lewe roep ons tot God, en ons verwag met die eerste roep, God moet op aandag spring, en hy moet doen, kan ek maar vanmôre vir jou sê, sometimes he wants to see if you will pursue, sometimes he wants to see if you will call upon his name, no matter what the circumstances, no matter what you're going through, maar nie saak, en wat er omstandighede is, of waar jy gaan, of wat met jou gebeur nie, God wil kyk, of jy sal aanhou. En wat gebeur hier? Die oomblik toe hy weer skree, die sê, jy pla. Het jy al baie keer gevoel as jy bid, jy pla God? Het jy al gevoel, ja, en vanmôre moet ek bid, en vanmôre moet ek moet met hom praat, maar ek is so bang, ek pla hom, ek is so bang, hy gaan dink ek is lastig, hy gaan dink, en dadelijk, toe hierdie gedeelte sien, toe sien ek nie 'n man wat stil raak, omdat hy hom stil hou nie. Het jy al vir 'n kind gesê, bly stil, maar 'n kind speel lekker. Jy kan maak wat jy wil, jy gaan hom nie stil kry nie. Hy gaan sê, maar die oomblik as jy omdraai, gaan hy weer skree, gaan hy weer roep, want daar's iets binnekant in hom, wat so excited is, dat hy nie kan stil bly nie. Kan ek het vanmôre vir jou sê, as jy weet, jou uitkoms is 'n roepver, het ek al gewonder, hoe hard sal jy roep? As jy weet, jou deurbraak is vanmôre 'n roepver, hoe hard sal jy roep? Help! Of van jy skree, Here, help my vanmôre! Want jy sien, jou roep, dit wat jy vanmôre doen, bring God aan
stilstand. Wat gebeur met Jesus? Die oomblik toe hy hoor, hierdie man hou aanroep. Die oomblik toe die skare ergens 'n breather vat, so bietjie begin afgaan, toe hoor hy duidelik hoe daardie man roep, Jesus, seun van Nazareth, seun van Dawid, wees my barmhartig vanmôre. En die Bybel sê, hy het tot stilstand gekom. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil so daaraan dink dat wanneer ek God roep, hy tot stilstand kom. Wanneer ek op sy naam roep, wanneer ek op hom vertrou, wanneer ek my geloof in hom sit, wanneer ek sê, ek weet nie hoe ek het gaan doen nie, but oh, I know for sure, God is able. Hy is in staat vanmôre. Amen. Iemand het my nou weer gevra, hoekom is jy so loud? Toe sê ek van, jy sal nooit verstaan hoekom ek so loud is, as jy nie verstaan waardeur ek al gekom het in my lewe nie. Jy sal nooit verstaan hoekom ek so hard roep na God, as jy nie verstaan waardeur ek al in my lewe was nie. Daar was 'n stadium met hulle 9 wond in my kop gedruk het. Ek amper dood was, maar ek dank God, hy het ander planne gehad. Daar was 'n stadium gewees, wat ek in die hospitaal gelê het, en die dokter vir my ma en my vrou sê, ek het geen hoop vir hom nie, ek kan vir hom niks doen nie, maar God het anders besluit. So ek weet nie vanmôre van jou nie, daar's nog omstandighede in jou lewe, waar jy in was, waar ander gesê, dit gaan nie, kan gebeur nie, maar God het die laaste sê in my lewe vanmôre, en dit maak dat ek vanmôre kan sê, I've never given up on my faith. Ek het die geloof behou. Jy sien, hierdie Bartimeus het sy aandag getrek, maar dit is nie sy aandag wat hy nodig gehad het nie. Om iemand se aandag te trek is baie maklik. Ek kan vanmôre hier staan en skree, Pieter, dan weet ek hy hoor, want hy reageer op sy naam. En is nogal snaaks as jy verby iemand loop en bekend is en jy noem sy naam, dan hy reageer deur sy kop te knik, maar hy hou nie oploop nie. But it's sometimes when you call upon his name, dis daai kere wat jy so roep, dat die vraag wat in jou stem is, groter is as die behoefte waarmee jy besig is. En hier het my dat dink, maar die woord van die Here sê omgedraai vir Bartimeus gebid. En hy het siende daar weggegaan. Ek het nog gedink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy het nie eers nodig gehad dat hy moes bid nie. Al wat sy nou doen was om die soem van sy kleed aan te raak. Al wat sy wou doen. Sy het nie gesê, verander as hy vir my kan bid, of sy het nie verander gesê dat as ek net die soem van sy kleed kan aanraak nie, want weet jy wat die ergste mense sal haar afraai. En ek wil begin klaarmaak, want jy sien, ek het iets begin leer, dat mense is die grootste diewe van geloof. Pastor, wat van praat jy? Daar is 'n paar goed in my lewe wat ek deurgegaan het,
wat ek baie keer gedink het, ek gaan dit nie maak nie. En dan het ek baie keer verander gesê, as ek net dit kan doen, en sê dit gaan nie werk nie. En wie weet die ergste van alles, dan gee ons op grond van 'n ander een se woord. Ek dink aan Paulus, het hierdie woorde nie geskryf met 'n oog op die toekoms nie. Hy het dit geskryf met 'n oog op die verlede. Mister, waarvan praat jy? Hy het saam met Silas in die tronk gesit, nadat hulle hom 40 hou met 'n sambok geslaan het. En ek dink toe hy daar sit, kon hy sekerlik gesê het, wel, dit was amper. Onthou jy daai aand wat ons so geslaan het, onthou jy daai aand wat ek en jy in die tronk gesit het, en ons rugge so seer was, en ons kon amper nie praat nie, ons kon amper nie asemhaal, so seer was ons rugge nie. Maar toe jy ons begin hang, en weet wat? Dit het gemaak dat ek nie kon stil bly nie. En net daar, toe dit vir my voel, of my geloof te min raak, het jy iets begin doen, wat gemaak het, dat my geloof begin opstaan. Ek het daar gesit en vir hulle gesê, ons, weet jy hoe voel het om skipbreuk te lei? Weet jy hoe voel het wanneer die skip onder jou begin sink? It's not a good feeling. Daar's dinge wat ons nie verstaan nie, wat ons wil aftrek saam met dit. Jy weet, as 'n boot sink is die grootste gevaar om in die plek te wees waar hy sak, want dit trek jou saam af. Ek wil jy dit verstaan vanmôre, want die vyand probeer om jou altyd in die plek te kry waar iets jou sal aftrek na onder toe. But I haven't given up. Ek is dalk nie die beste swemmer nie, maar ek kan doggy paddle. Jy weet, ek kan oentjie. En dis al wat ek nodig gehad het, om net my kop oor die water te kry. Ek het uitgespoel op die strand, en die ergste van alles is, ek het nie my boeie verloor langs die pad nie. Jy onthou toe ek in die tronk was, sê Paulus, het my boeie afgeval toe ek God se naam groot maak. Hierdie keer het ek uitgespoel met my boeie. En hy het begin hout aandra na die vuur toe. En 'n slang het hom op sy hand gepik. En wat het hy gedoen? Hy het die slang gevat en in die vuur gaan afskit. En het gesê, ek gaan nie toelaat dat jou gif my vergiftig nie. Ek wil net mooi hoor wat ek sê. Daar's mense wat gif in jou inpomp, wat jy die besluit moet maak, of dit jou gaan verlam, of jou gaan wegdryf, of gaan jy sê, I will not let this control me. Ek sien wat toe ek hier aan gaan sit en dink ek, Paulus is deur 'n paar wilde goed in sy lewe. Maar die dag, toe hy hier in die tronk sit en skryf,
het hy nie opgegee, omdat sy omstandighede swaarder geraak het nie. Hoor wat ek sê, daar's mense wat opgee, wanneer hulle omstandighede swaarder raak. Daar's mense wat opgee, wanneer dit nie gaan soos wat hulle dit wil hê nie. Ek het iets in my lewe besef. Daar kom tye in my lewe wat ek moeg raak. Jy ook al so tyd in jou lewe beleef, jy kom op tyd wat jy moeg is. Wie wat die ergste van ons, baie gee op omdat ons moeg is, ander rus. Ek hoef nie op te gee, omdat ek nou in 'n stryd is nie. Ek kan rus. Maar dit sê nie, ek gaan nie aangaan wanneer ek opstaan nie. Dit sê nie, ek gee op wanneer die dinge vir my te veel raak of te veel lyk nie. Dit sê nie, ek skryf nou op, ek kapot en ek is klaar met dit nie. Dit beteken net, ek skep 'n nuwe asem. Ek roep harder na God toe, want ek weet verseker, by my God is alle dinge moontlik en hy sal my nie begewe nie, hy sal my nie verlaat nie. Hy sal met my wees. Ek wil net aan die sit, so nie gou jou oor toe maak, jou hoofd buig, want as vanmorgen 'n baie diep vraag wat ek jou moet vra. Het jy ergens langs die pad dalk jou geloof verloor? Pastoor, ek is nog steeds hier en ek stry nog steeds die goeie stryd. Dit sê nie dat jy nog glo in wat jy doen nie. Hoor wat ek vanmorgen sê. Daar's mense wat die regte bewegings maak, die regte geleide maak, but there's nothing on the inside. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil vanmorgen terugkeer na my geloof toe. Ek wil vanmorgen sê, ek vertrou op U en niemand anders nie. Want jy sien die oomblik wat ek hierdie stelling maak, dan maak ek die verklaring dat my geloof is nog steeds behoue, al is het minder. Soos jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil vanmorgen vra, herstel my geloof. Ek wil soos Paulus kan sê, daar was tye wat het zwaar was, oh man. Daar was tye wat het vir my gevoel het, alles is teen my. Maar Here, ek wil terugkyk en sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wekloop voleindig. Ek het die geloof behou. As jy vanmorgen hier sit en jy sê, Here, ek moet hierdie geloof behou, steek op jou op my God, op ons saam jou bid. Dankie vir die hande wat reg met die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, staan saam met my op, ek gaan saam jou bid vanmorgen. Onze Vader, wat in die hemel is, heilig is die naam. Here, ek wil vanmorgen kom en sê, as ek ergens langs die pad nog steeds gestry het, maar geloof verloor het, wil ek vra, vergewe my. Here, ek wil vanmorgen bid, wek weer die geloof van my binneste op, dat ek sal glo dit waarvoor ek stry. Laat ek sal glo vir die oorwinning wat ek wil verkry. Dat ek sal glo vir die deurbraak wat God vir my oopmaak. Laat
sal glo vir geopende deure, en Here, dat ek sal glo vir seëninge soos nog nooit van tevore nie. Maar ek wil nie vanmôre opgee, omdat ek dalk die geloof begin verloor nie. En daarom wil ek vanmôre bid en vra, Here, wanneer ek voel, ek kan nie meer nie, hak in by my, asseblief, Here. Wanneer ek vir my voel, ek is moeg, en ek wil net sit, Here, dat die kraaie vir my sal voorsien, dat die water sal voorsien, uit plekke uit wat vir my amper half onmoontlik lyk. Maar Here, dat ek sal krag opbou vir tot die einde toe. Dat wanneer ek terugkyk, ek sal kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig en o, dank God. Ek het die geloof behou bo alles. Here, dankie vir die grootheid en die genade en die krag en die sterkte. Ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek kan die sitplek neem. Wil 'n laaste gedagte met jou deel. Om op te gee is verskriklik maklik. Om op te gee is net 'n besluit vir. En terwyl ek vanmôre daaraan dink, toe dink ek, dat so baie keer in my bediening wat ek wou opgee. Wat ek ook al gevoel het, ek doen my uiterste bes, ek probeer my uiterste bes, maar dit voel ek is nie suksesvol nie. En op baie keer dan voel dit, ek wonder of God my raak sien. En baie keer voel dit, ek dink ek moet net so 'n bietjie terugsit, en maar net kyk wat maak jy ons, laat ons nog net kyk waar jy wil gaan. Maar weet wat het ek besef in my lewe? Dat is in sulke tye, dat dit waarin ek glo, sterker is as my eie begeernis. Dat dit waarin ek glo, sterker is as my eie behoeftes. Ek het een keer saam met 'n ou gaan dra, kom maar dit hardloop. Dit was way back. Nie vandag nie, way back. Dus toen die dooie sê nog net siek was, hoor. Maar, en weet wat het gebeur, ek het gedink ek gaan dit maak, want dit was lekker fiks. En ek het so, op die 8ste of die 9de kilometer, toe kry ek daai mondsteek. En dit was nie van game speel nie, dit was van hardloop. Dan kry ek dit vandag van PlayStation speel, so. Nee, dit was van hardloop. En weet wat gebeur? Hierdie ou sê vir my, moenie ophou nie, hardloop deur hom. Weet wat is die eerste ding wat ek doen? Ek sê op iets maak. Maar ek was op daai stadium sê so 13, 14. En hy was 'n man van 31 en hy sê vir my, trust my, moenie ophou nie. En hoe meer ek hardloop, hoe seerder raak die ding, want hy soek ons nou aas en hy soek wind. En op 'n stadium, toe release hy. En ek begin besef, as ek net mense langs my kan hê, wat my aanmoedig, in plaas van aanmoedig om op te hou, verander jou prentjie. So ek wil vandag vir jou sê, as jy in gelid hardloop met die wêreld, weet dat het jou aanmoedig om op te hou. As jy gelid hardloop saam met iemand wat God dien, gaan hy jou aanmoedig om aan te hou. Want die verskil tussen mislukking en sukses is net die wil
om aan te hou. So ek wil net vanmôre vir jou sê, moenie opgee nie. Behou jou geloof met alles in jou. Amen. Baie dankie, beskryf.